steal en roof, stealing and robbery. Backflip? Oh no. Good idea. I'm a mean dog and I eat bats for breakfast. Grr, come here, bat. Very funny. You know I'm scared of dogs. There's Poppins. Relax. I'm sure we'll find a way out before he leaves. Yes, Wani. Hi. What's up? Hi, Jody. Wani. Yes, brothers. Waar is Tyron so skaars as nou al 3 weke? Waarvan praat jy, Kader? Het is mos so, ja. 'n Man sien nou nie eens meer inkom en uitgaan nie. Elke keer sê jou man net jy is nog by die werk. Werk hulle aan baie overtime nowadays. Ja, man. Alles stoot mos die production voor die Easter holidays. Wat is die Aline weer eens? Ja, my ma's gewynbalk toe. O ja. Ons het net gehoord en niks rooi spreid vir die sokkerklub se posters nie. For next week's fundraising event. As jy nie rooi het, die sal orange ook alright wees. Laat ek gou gaan kyk in die kamer. Christwood? Jy, maar wat skrik jy dan nou so, bro? Nee, is niksie, man, is niksie. Wat is die? Ouwens? Nee, my broer, man. Kom check die sakade. Ja, die is mos 'n gevaarlike computer, man. 'n 19-inch LCD screen, eise computer met 'n DVD-ruiter en 'n LaserJet HP color printer. Alles. Hy is nog 'n niks. Sien jy, Jody? Kyk die man se 74 cm plasma screen LG TV. Full HD. Wanneer het jy dan die goed aangeskaf? Nee, ek het het so 2 weke gelede op 'n kant gekoop. By Game. Nou vir wat het jy dan niks vir niemand gesê nie? Nee, anders het julle weer 'n man wil 'n breek vat. Wani is hy seker hy dis goed self gekoop. Kyk jy klim af van 'n man se keus, man. Wat is jou probleem? Ek het mos klaar gesê ek het het gekoop. Ja, so sê hy. Maar jy lieg. Wat? Waarvan praat jy nou, Kade? Jy kan ons net nie so wil accuse my broer. Ja. Maar niet my broer. Vir wat praat jy vir Wani so in en uit, hè? Hy het die overtime gewerk, he. Hy is bang hy gaat uitgevang raak. Nee, Hi. Wat sê jy daar? hy het die goed gesteel, man. Nou kan Eddie wat in 6th Avenue bly, sy computer en TV was 2 weke gelede gesteel toe hulle na 'n 21st toe gegaan het. En is exactly dieselfde maak en size wat hier is. Jy, wat sê ek is 'n skelm, man? Wat sê ek is 'n skelm? Ek sê stiek jy. Ek sê, Brasse, nee man.
Waar as die goed joune of Anka AB sin? Is myne, ek sê mos is myne. Vat die spray en gaan huis toe. Almal van julle. Daar is die regte antwoord. Dit waar wat Kade sê. Hy het die goed gevat. 'n Onskuldige persoon sal nie so aangaan nie. My broer, hoe kan sy die man van die kerkie sy huis gaat inbreek, groot goed te steel, en check sy gaat die uitgevang raak nie. En hulle nooi jou dan so baie dan toe. Lekker stupid, ja. Vir wat het jy dit gedoen? Nee, ouwens, het is nie soos wat het lyk nie. Ek wil DVD's kopie en verkoop, man. Dat 'n man ekstra geld kan maak. En die TV, is daar ook om geld te maak? Nou, julle weet self, is nie lekker om te sien ander mense het alles en hier sit sy met niksie. Ons almal weet het voel, Jank, maar die goed het nie aan jou behoort nie. Ek is toch nie al een wat steel nie. Daar is Gershwin ook. Hy laas hier R500 het aan die poppie sy handbag in haar eie voorkamer gesteel. Ok. Is dit so, Gershwin? Het sy die R500 gesteel of het sy nie? Ja, ek het die geld gevat, maar hy is toch nie so baie nie. Sy bied het met, because ek het ook daarvan gehoor, want die poppie het die nekste van my ma vertel van die geld, wat sommer net so gedisappeer het. Of jy nou groot goed steel of klein goed steel, die factory mens het iets van 'n ander man gevat wat nie aan jou behoort nie. Maar Gershwin, het jy ook niks conscience nie. Hoe jy gaat slaap in die aand, terwyl jy weet, laat jy afheem nie sy hele kosgeld vir die week op jouself gespend het. Nou, ek voel nie nou lekker daaroor nie, maar duidelijk was het nie vir my so groot ding nie. Wat is die so groot ding nie? Weet jy dat vir die hele week het sy en haar 4 kinders net 1 bord gekookte kos gehad om te eet. Al die ander aande was het net brood en botter. En jam. Het jy die geweet? Die vrou het lankal nie meer man nie. So daar is niemand anders wat daar met die finances kan help nie. Nee, ek weet nie. Verstaan julle twee dan nie? Check julle die business ouens en groot gangsters wat nou in die selle sit vir steel en fraud het sommer net so groot goed begin steel. I guess not. Exactly. Al die sonne soos die steel en so begin klein. Dan kan 'n man dit nog handle, maar later word het groter en dan handel die goed vir jou. Gershwin, Wani, hoe sal jy lyk, hoe sal jylle lyk as iemand jylle goed moet gesteel het? Gaat jy lag oor? Of course, man. Ek sal hy inslaan of iets vat wat aan hom behoort, because waar jy man voel a sense of loss and anger, want jy sien nou iemand het vir jou dirty getrek is. Vraag van my, ek weet exactly hoe het voel, want so 3 jaar gelede het hulle ons Samsung Music Center in die nag gesteel. Aan die begin is jy woedend, want jy het nou 'n verlies van die item gelei. Maar jy voel ook onveilig, because why? Iemand het jou privacy invade en het niks respect gewys vir die wat aan jou behoort. Ja,
Maar kyk, vir ons mense wat maar lang vat om geld te kry om die goed mee te koop, is dit even meer erger. Ja, is amper soos jy voel hartseer, man. Jy gaan op een of ander tyd uitgevind word. Vroeger of later. Het sal dan nie 'n lekker gevoel wees om te dink dat hy wat jy het, jy nie kan enjoy of wat jy gedink het nou joune is, weer van jou af teruggevat was nie. So, wat moet ek nou maak? Al jou goed af van elke EB's computer en dan maak die computer, die printer en die TV skoon voor jy dit dan weer terug gee. Ek verstaan hom nie mooi nie. Hy kan nie exactly net verwaan nie met open arms ontvang nie. Is waar, ja. Die ook aan die polisie roep. Moet sy maar nie meer saamgaan nie. My ma sal nie gaan nie. My ankel is mos chommies met Anke EB. Ek sal hom vra om saam met jou en die goed oor te gaan om met Anke EB te praat en te keer dat hulle nie die polisie inroep nie. Dan agterna sal jy jou apology vra. Is jy al? Miskien sal jy vir 'n maand of so elke Saterdag vir die toekie koffie se vloere en kombuisgoed moet gaan skoonmaak of die mure moet was. Ek lees dit wat ek dink. So jy gaan jou goed so lank afhaal en die komputer skoonmaak, reg? Ja man, ek sal nou begin. Okay dan ouens. Ek sien ons kan die ou nou alleen los. Môre gaan ek met my ankel praat oor die hele mette. Dan is dit alright so. Kom ons gaan nou julle. Die posters wag vir ons. Sien nou môre Wani. Okay, opa. Okay ouens. Sien julle ook môre. Watter vraag is dit wat mense het aangaande steel en rowery? Jy word sterk aangeraai om die verse wat hierna genoem word vir jouself te gaan lees en so vir jouself te sien dat hierdie nie die lering van 'n spesifieke kerk is nie, maar die lering van die Bybel self is. Wat beteken dit om te steel? Dit is om iets van 'n ander persoon op oneerlike of onwettige wyse te bekom. Alhoewel 'n mens ontasbare dinge soos geluk ook kan steel, verwys ons gewoonlik na dinge wat 'n mens kan aanraak, soos geld en besittings, wanneer ons van steel praat. Jy steel byvoorbeeld 'n R300, jou vriend se horlosie, jou buurman se boormasjien, iemand se motor, geld uit iemand se bankrekening en so voort. Baie mense sê om te steel en iemand te rob as one in the same thing, is dit waar? Nee, dis nie waar nie. Steel is om dit wat aan iemand anders behoort te vat, sonder sy medewete. Beroof is om iets van iemand met geweld te vat, deur hom byvoorbeeld eers te slaan, skiet, te beseer, dood te maak, om sodoende dit wat hy het, sy eiendom te bekom. Ek wil ophou steel, maar is amper soos ek nie myself kan help nie. Hoekom is dit dan so swaar vir my om op te hou steel? Wat gebeur is, as jy eers een keer gesteel het en daarmee weggekom het, voel dit vir jou, jy kan dit weer doen, want jy voel jy gaan weer daarmee kan wegkom. Dit is belangrik dat jy moet stil sit en nadink aan die dinge wat daartoe aanleiding gee dat jy steel.
Is dit byvoorbeeld jou verkeerde vriende? Is dit dalk omdat jy voel dat jy meer geld kan maak deur te steel? Nadat jy hierdie dinge identifiseer het, sal jy dan eerstens aan hierdie ding kan werk, wat dan ook sal veroorsaak dat jy minder steel. Die security het 3 ruiters van die Squatter-camp gister gevang, omdat hulle 2 pakke vleis en 'n blikkie bytpens gesteel het. Watter soort straffe hoort hulle nou actually te kry? Wanneer 'n mens die straf vir steel bepaal, moet 'n mens kyk na die rede waarom dit gepleeg was, wat presies gesteel was, hoe gereeld dit plaasgevind het, wat dit tot gevolg gehad het en waarna dit moontlik mag lei. In hierdie geval was dit definitief uit armoede. Hulle was honger en het 'n behoefte na kos gehad. Dus behoort die straf nie so swaar te wees soos vir iemand wat byvoorbeeld gereeld die selfone van ander steel en dit verkoop nie. Hy steel 'n brood want hy is honger, of iemand steel 'n baadjie want hy kry koud. Met ander woorde, steel as gevolg van 'n basiese behoefte. Maar hy moet steeds gestraf word sodat hy sal leer om nie weer te steel nie. As gevolg van die negatiewe gevolge wat daar altyd by steel betrokke is, op die persoon self, sowel as op die persoon van wie daar gesteel was. Ek het ook nou vir jare mense van hulle wallets, gold watches, ringe en chains. Is daar nog enige hoop vir my om los te breek van die dinge en hemel toe te gaan? Het jy waarlik berou oor dit wat jy gedoen het? Wil jy regtig verander? Indien wel en jy jou geloof en vertroue in die Here stel, is daar dan definitief hoop vir jou. Jesaja 55 vers 6 leer dat as die goddelose hierdie goddelose weg van hom verlaat en die kwaadoener hierdie gedagtes van kwaad verlaat en hom tot die Here bekeer, sal die Here hom geheel en al vergewe. Die 2 ander mans wat saam met Jesus gekruisig was ook rowers, maar ons lees in Lukas 23 vers 43 wat hy aan die een gesê het: "Vandag sal jy saam met my in die paradys wees." Met ander woorde, in die hemel saam met Jesus. Hoekom? Want verse 40 tot 42 dui vir ons aan dat hy sy skuld erken het en in die Here begin glo het. Ek verstaan nou nie mooi nie, wat is die myne redes hoekom mense steel? Sekere mense steel omdat hulle sekere behoefte van hulle wil bevredig, byvoorbeeld behoefte na klere. Ander steel weer omdat hulle dit wat ander mense besit, begeer. Byvoorbeeld sy mooi BMW motor, sy mooi LG DVD-speler, sy duur Caterpillar skoene en sovoorts. Sommige steel weer bloot omdat hulle katte kwaad wil aanvang. Jy kan nie gaan sê dat dit is God wat jou met al jou besittings geseën het, as jy dit deur diefstal bekom het nie. Hoe word 'n mens gestraf word wat gesteel het of iemand anders gerop het? Wat gesteel was, wie gesteel het, waarom dit gesteel was en wat die gevolge van daardie steelery is, behoort die straf vir die steelery te bepaal. Pakslaag, terugbetaal, toegesluit in die tronk, harde arbeid en sovoorts. Mense wat min gesteel het, word dikwels amper net so swaar gestraf as die wat baie gesteel het. Aangesien die min of klein steelery maklik tot groot steelery kan lei. Die volgende is voorbeelde. As 'n kind van 10 jaar oud R50 gesteel het, behoort hy 'n goeie pak slaag te kry. Iemand wat R5000 gesteel het, om te keer dat sy huis weens onbetaalde skuld weggevat sou word, behoort die geld oor 'n tydperk terug te betaal en byvoorbeeld ook gratis bouwerk vir die ander persoon te doen, ten einde daardie geld terug te werk. Op watter maniere steel mense vandag se lewe?
'n mens steel nie net deur dit wat hy fisies van ander geneem het nie, byvoorbeeld deur 'n horlosie te vat nie, maar wel ook deur dit wat aan iemand anders behoort of hom toekom van hom te weerhou. Byvoorbeeld, iemand wat jou R200 skuld, gee jou per ongeluk R300. Deur stil te bly oor die werklike bedrag het jy werklik van sy geld gesteel. Nog 'n geval is wanneer iemand jou geld of goedere leen en jy dit nooit weer aan daardie persoon terugbetaal of teruggee nie. En jy veral maak asof jy reeds dit teruggegee het. Talle eienaars van winkels en ander besighede is ook dikwels skuldig aan steel. Sommige steel deurdat hulle voorafbetaling vir dienste en goedere ontvang en nooit die dienste lewer en goedere verskaf nie. Ander steel deurdat hulle klante baie hoë pryse vir sekere items vra en maak dan tot op ongeveer 75% wins daarop. In werklikheid neem hulle dus meer geld van die klante as wat hulle behoort te neem. Ander besigheidseienaars betaal weer hul werkers slegs die helfte of 3/4 van wat hulle regmatiglik veronderstel is om te betaal. Die oorblywende helfte of kwart van wat na die werker toe moes gaan, beland dus in werklikheid in die eienaar se sak. Hierdie is natuurlik baie algemeen deesdae. In Handelinge 5 verse 1 tot 10 lees ons ook van 'n geval van steel deur weerhouding van geld. En verstaan ons ook daardeur dat dit werklik ook sonde is om geld verkeerdelik te weerhou. En man kan nie help om te steel nie, is nou amper 2 jaar van 'n dikke weekie. Werkloosheid en gebrek aan geld is nie genoeg verskoning om te steel nie. Jy moet jou daaglikse brood op 'n eerlike wyse verdien. Het jy al ooit regtig oor ander vorms van werk nagedink? Kan jy dalk motors of elektriese items soos strykysters regmaak? Is jy miskien goed met die maak van koekies? Jy kan liewer probeer om geld uit die verskaffing van daardie soort dienste te verdien. Maar moenie steel nie. Gaan werk liewer vir jou eie brood. Sodat ons in 1 Tessalonisense 4 vers 11 lees. Julle moet julle ere daarin stel om rustig te lewe en julle eie sake te behartig en met julle eie hande te werk. Daar is egter ook sommige wat sê hulle is werkloos, maar in werklikheid is hulle slegs te lui om te gaan werk. Dit is hoekom ons in 2 Tessalonisense 3 vers 10 die volgende lees. As iemand nie wil werk nie, moet hy ook nie eet nie. Met ander woorde, hy het niks gedoen om sy daaglikse brood te kon verdien nie. As 'n mens iets van iemand anders te gesteel het, hoe kan 'n mens weer daarvan skoon kom? Jy moet probeer regstel wat jy verkeerd gedoen het. Dit gebeur op die volgende wyse. As jy R1000 van iemand gesteel het, gee dit dan aan die persoon terug. Selfs al moet jy dit oor 'n periode van 'n paar maande terugbetaal. As dit 'n baie groot bedrag geld is, byvoorbeeld R20.000 op waardevolle items wat jy reeds aan ander verkoop het of verkwansel het, wat jy dus nie ten volle terug kan gee nie, moet jy probeer om 'n ooreenkoms met die persoon aan te gaan. Miskien gaan jy vir die volgende jaar verniet die persoon van wie jy gesteel het sy motor herstel, of jy sal probeer om die persoon wie sy mikrogolf jy geneem het dieselfde waarde ten tye van die steel in geld terug te betaal. In Lukas lees ons van die belastinggader Saggeus, wat ook oor 'n sekere tydperk geld van mense gesteel het. Hy het dit gedoen deur baie hoë belastinggeld as wat hy moes van die inwoners te vra.
Later het hy dit egter weggestel, soos hy dit in Lukas 19 vers 8 aan Jesus oordra. As ek iets van iemand afgepers het, gee ek dit 4-dubbel terug. Exodus 22 verse 1 tot 15 bevat ook voorbeelde aangaande hoe dit daar in vroeë Bybelse tye met stelery, nie berowing nie, maar stelery gehandel was. Die hoofding natuurlik is dat 'n persoon een of ander vergoeding moet betaal as hy iemand anders se goed gesteel het en dit reeds gebruik of opverbruik het. Hoe gaan rowers en skelms te werk om goedere van ander te steel? Rowery kom reeds van Bybelse tye al aan. Gaan lees die volgende paar verse vir jouself. In Markus 14 vers 48 sien ons dat 'n rower gebruik swaarde en stokke, met ander woorde, wapens. En Hosea 6 vers 9 lees ons dat rowers lê op die loer. Hulle hou mense dop om te bepaal wanneer die beste tyd is om toe te slaan. Johannes 10 vers 1 leer vir ons dat diewe en rowers breek in by 'n huis. Markus 10 vers 30 vertel ons dat die rowers uitgetrek en geslaan. In Matteus 12 vers 29 sien ons ook dat rowers byvoorbeeld 'n sterk man ook eers vasboei voordat hy beroof het. Johannes 10 vers 10 vertel ons ook dat die rower steel en hy slag en hy verwoes. En dan ook in Rigters 9 vers 25 sien ons dat die rowers het almal beroof langs die pad. Die skool is gister op my huis ingebring tegen na Bishop Levensdag hospitaal toe was. Ons het gekry so arm. Ook as die skool is aan die bietjie goed dat ons as arm mense het. Het maak ons nie sin vir Ja, dit maak nie sin nie. Die rede waarom mense meer dikwels arme mense beroof, is omdat hulle dink dat die heelwat makliker is om arme mense so goed te vat. Die kanse dat hulle uitgevang sal word, is baie skraler by armes as wanneer hulle by die ryk mense roof. Mense met meer geld se wonings word gewoonlik met alarms, sekuriteitswagte, waghonde en videokameras teen inbrake gemonitor en beskerm. Alhoewel die Bybel geen steel of rowery goed praat nie, leer Spreuke 22 vers 22 die volgende: beroof nie die arme nie, omdat hy arm is. Hoekom kan die mense wat steel nie net die goed vat wat hulle wil hê en weghardloop nie? As dit moet dat hulle eers iemand anders moet seermaak. Alhoewel dit dikwels nie die aanvanklike bedoeling was nie, loop baie stelery of inbrekery op geweld teenoor ander mense uit. Weens vrees dat die een wat die stelery waargeneem het, die steler sal aankla of identifiseer, wat hom dan in die tronk sal laat beland. Die wat is enige vorm van diefstal beplan, moet bewus wees van die feit dat hulle nie slegs skelm sal word nie, maar moontlik ook moordenaars sal word. Wat 'n impak diefstal deesdae op mense. Daar is nie genoeg geld vir kos en klere, geen voertuig om rond mee te ry en sovoorts. Die grootste gevolge is egter emosioneel. Mense voel onveilig en leef in vrees, veral in die geval van huisinbraak. Daar is ook verliese aan sentimentele items, soos kosbare juweliersware, byvoorbeeld huweliksringe, is gesteel, as ook verlies aan harde werk of tyd en energie, byvoorbeeld jou maandelange navorsing wat op jou rekenaar was, is weg,
weens die steel van jou rekenaar of eksterne aardeskyf. Die ander kerkbroer wat nou die dag hier buite gepreek het, sê so maar, dat die liefde speel ook 'n rol in steelery. Is dit possible? Ja, definitief. As jy naaste liefde het, sal jy jou naaste geen kwaad aandoen nie. Romeine 13 verse 9 en 10 lees so, want dit, jy mag nie egbreek nie, jy mag nie doodslaan nie, jy mag nie steel nie, jy mag nie begeer nie, jy mag geen valse getuienis gee nie, en watter ander gebod ook al word in hierdie woord saamgevat. Jy moet jou naaste lief hê, soos jouself. Die liefde doen die naaste geen kwaad nie. Is dit tye wat 'n mens kan sê dat dit oukei is om te steel? Dat dit acceptable is? Nee, in geen sins nie. Die Bybel is heel duidelik in Exodus 20 vers 15. Jy mag nie steel nie. Is dit waar dat heelwat mense wat steel die dinge doen omdat hulle geen inkomste het nie? Ja, dis waar. Maar mense steel nie net weens geen inkomste nie, maar wel ook omdat hulle inkomste te min is om in al hul behoeftes en begeertes te voorsien. Maar in Efesiërs 4 vers 28 lees ons ook die volgende: laat die een wat steel nie meer steel nie, maar laat hom liewer arbei deur met sy hande te werk wat goed is, sodat hy ook iets kan hê om mee te deel aan die een wat gebrek het. Maar wat is die verantwoordelikheid van ander mense wat enige steel of bedrog aanskou? Alhoewel 'n mens versigtig moet wees dat jy jouself nie ook skade aandoen terwyl jy 'n besteelde persoon help nie, is dit steeds jou verantwoordelikheid om dit dan te rapporteer aan die persoon van wie gesteel was of teenoor iemand wat die skuldige kan vasstrek, sodra jy kennis het van enige steelery, rowery of bedrog. Die Bybel leer in Jeremia 22 vers 3: red die beroofde uit die hand van die verdrukker. Op daardie manier help jy die een van wie gesteel was om sy goed terug te kry, en jy help die steeler om die verkeerd van sy dade te besef en gevolglik nie weer te steel. Watter waarskuwing rig die Bybel aan diewe en rowers? 1 Korintiërs 6 vers 10 leer: geen diewe of rowers sal die koninkryk van God beerwe nie. Met ander woorde, die wat gereeld steel en ander beroof sonder dat hulle ooit later tot bekering gekom het, gaan hel toe. Hoe kan jy verhoed dat jy ook jouself aan diefstal en rower skuldig maak? As jy steel omdat jy werkloos is en geen inkomste het nie, vra die Here om jou met 'n werk te voorsien, sodat jy self die geld kan verdien om die dinge wat jy benodig mee te kan koop. Moenie met verkeerde vriende uitdam nie. As jy byvoorbeeld gereeld met bendelede meng, word dit van jou verwag om sekere items of 'n sekere aantal goed te steel. Anders is jy nie werklik 'n man of deel van die bende nie. Ander is nie werklik bendelede nie, maar doen hulle voor as jou vriende. Ons kan hulle nie eintlik vriende noem nie, want 'n ware vriend lei nie sy maat in die verkeerde dinge in, maar help hom liewer daaruit.
As jy weet jy het 'n swakheid of die geld is 'n groot versoeking vir jou, vra liewer iemand anders om die verantwoordelikheid van geld te hou by die werk, by die skool of by julle sport- of gemeenskapsorganisasie te tel, kollekteer of op te pas. Of as dit nie anders kan nie, vra iemand om 'n oogie oor jou te hou of altyd te dubbel na te gaan, met ander woorde te double check onmiddellik nadat jy die geld ingedien het. As jy weet jy is swakheid vir duur items, moenie gereeld by welgestelde mense wat jy ken gaan kuier nie. Anders maak dit by jou 'n begeerte opwek om op een of ander wyse van hulle of ander rykes te wil steel, of om geld te steel om dieselfde soort duur items vir jouself te kan koop. Leer om ander mense en hul besittings te respekteer. As jy weens jou familieomstandighede of eie inkomste vlak nie sekere dinge, byvoorbeeld in jou eie swembad kan bekom nie, vra die Here om jou te help dat jy daarmee vrede sal maak. In ander gevalle kan jy egter die Here vra om jou daarmee te voorsien. Jy sal dan ook vir jouself 'n doel stel. Byvoorbeeld, ek wil in 'n jaar se tyd my eie skootrekenaar hê. Deur elke maand dan 'n R250 daarvoor te bespaar, sal jy dit dan wel kan bekom, maar in 'n jaar se tyd nie nou nie. Jy wat na hierdie opname luister, die hoofrede waarom jy as mens jou aan diefstal, rowery en ander sondes skuldig maak, is omdat jy nog nie jou hart en lewe vir die Here Jesus gegee het nie. Jy moet dus tot bekering kom. Wat kan jy doen om tot bekering te kom? As jy dan waarlik berou het oor jou sonde en daarvan wil wegdraai, praat met 'n ander persoon wat bekeer is, of 'n ouderling of pastoor, en vra hom dan om jou in gebed te lei, sodat jy die Here Jesus as jou redder en Here kan aanneem. Of jy kan dit ook alleen doen, net daar waar jy na hierdie opname luister, deur die volgende te bid. Here Jesus, ek besef dat ek vir jare teenoor U gesondig het, en ek erken dat ek gelewe het net soos wat ek wil, en nie soos wat U van my verlang het nie. Vergewe en verlos my van al my diefstal, en al my ander sondes ook asseblief, Here. Maak my lewe skoon. Ek wil graag vir U dien, as my saligmaker en Here, en vir U volg. Aanvaar my net soos wat ek is, asseblief, en red my. Dankie, Here. As jy dan so jou hart en lewe aan die Here oorgegee het, en van die sonde afstand doen, leer die Bybel dat jy nou werklik 'n kind van God is. Jy is nou wedergebore in die familie van God. Johannes 1:12 leer, maar almal wat hom aangeneem het, aan hulle het hy mag gegee om kinders van God te word, aan hulle wat in sy naam glo. Met ander woorde, die naam van Jesus. As kind moet dit dan nou jou begeerte wees om geestelik te wil groei in jou verhouding met die Here. As jy nie eintlik by 'n kerk of gemeente is waar hulle bekering preek nie, sluit dan aan by so 'n gemeente, sodat hulle jou dan kan help om te groei en voort te gaan om die Here te dien.